Ons lees die eerste hoofstuk van die Evangelie van Markus. Ons lees daar van die eerste vers af tot vers 28. Die Evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gespreek en gesê: die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eens werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, en dit is nou hierdie 2 verse is ons teksgedeelte. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê: kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy 'n entjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Hulle het in Kapernaum gekom. Toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu: wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is. U is die Heilige van God. Maar Jesus het hom skerp aangespreek: bly stil en gaan uit hom uit. Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: wat gaan hier aan? Dit is 'n nuwe leer en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam hom. En dit was nie lank nie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor hom gepraat. En as jy nou verder lees, hierdie hele hoofstuk
lees amper Telegram styl van wat al Jesus alles gedoen het. Hy het daarna die skoonma van Petrus genees, daarna het hy nog 'n paar mense genees en uiteindelik ook 'n melaatse man, die alles in hoofstuk 1. Nou, ons teksvers sê Jesus praat hier met Jode en dan sê hy in vers 15, nou eers sien ons dat Johannes is opgesluit in die tronk, sê vers 14, en dan net daarna verkondig Jesus die evangelie, en hy sê, nou het die tyd aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou Jesus praat hier met mense wat min of meer moet iets weet van die koninkryk van die hemele. Want anders sou hy nie, so as het ware, met die deur in die huis geval het nie, maar hy sou miskien meer omsigtig die koninkryk verduidelik het. Nou, daar's baie mense wat, om miskien nou die agtergrond te skets, daar's baie mense wat sê, maar ek lees nie die Ou Testament nie, dis te moeilik en daar's te veel gevegte en al die dinge, moord en doodslag. Ek bly maar by die Nuwe Testament, want daar word van God se liefde ensovoorts gepraat. Maar nou weet ons kan die beeld gebruik, as ons die Nuwe Testament wil verstaan, en dis tog wat ons in die katekisasie doen, en in ons prediking, ons is met openbaringsgeskiedenis besig, en die openbaring van God begin vanaf Adam en Eva dwars deur die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. En as ons net by die Nuwe Testament sou stil staan, dan sou dit wees asof ons 'n bak het om vol water, ons te klomp water, kan 'n mens sê, as jy nou net die Nuwe Testament het, maar jy het niks om hom in te sit nie. Jy het nêrens om dit neer te sit as het ware nie. En ons weet tog, die profesie van verlossing loop dwars deur die Ou Testament. En dan kom ons by Kersfees en ons kom by die koninkryk wat Christus verkondig. En dan eers, as 'n mens ook weet wat in die Ou Testament gebeur het, dan kan jy hierdie gebeure plaas in die konteks waarin die Here dit vir ons wil laat verduidelik. Ons weet hoe dat die Ou Testament, Israel in die Ou Testament, moes Israel die voorbeeld vir die volke wees. Hy moes aan hulle, as het ware, God openbaar met hulle lewe. Maar elke keer struikel en val die volk maar, dink aan die Rigtersboek, dink aan die konings, dink aan Salomo wat so goed begin het, en dan met al sy vroue wat hy getrou het, wat hom verlei het. Dink aan Dawid, die man na God se hart, wat ook in sy sonde vasval, al kom hy weer by die Here uit. En so kan ons die hele Ou Testament bekyk en sien hierdie val en opstaan geskiedenis. Ons kan amper sê, die water wat in hierdie bak moes wees, die Ou Testament, is verskriklik troebel. Dis nie wat God wil vir sy volk nie. God wil dat die nasies moet stroom na Israel, die profeseë daarvan gepraat, die profete. Maar hulle kan nie, as Israel eintlik na die nasies toe stroom en hulle afgodsdiens en al die dinge nadoen, dan word die koninkryk van God wat hier beskryf word as het ware 'n leë skouspel, selfs by hulle wat sogenaamd godsdienstig was in die Ou Testament. Ons weet hoe dat die profete die volk aanspreek. Hulle is so godsdienstig, terwyl diefstal, onreg en verdrukking van die armes plaasvind. En intussen roem hulle baie keer dat hulle nog kinders van die Here is.
Dis die Ou Testament, die bak waarin vars water moet kom. Maar dit gebeur nie in die Ou Testament nie. As 'n mens by die Nuwe Testament begin en die Ou Testament weer buite rekening laat, dan is jy weer, soos ons gesê het, met iemand wat water het, maar jy weet nie waar om dit te plaas nie. En nou kom die Here Jesus, en as hy dan verkondig dat die koninkryk van die Here het naby gekom, dan sluit hy aan by alles wat die profete in die Ou Testament gesê het. Daar is seker nie 'n duideliker voorbeeld hiervan as dit toe Jesus opgestaan het. Dan lees ons telkens hoe dat hy met die disippels gepraat het. Selfs die disippels het nie alles verstaan nie. Veral sy opstanding. En dan lees ons hoe dat hy vir hulle uit die profete, die ander woorde die Ou Testament, vir hulle gewys het hoe dat hierdie dinge moes gebeur. En so kom Ou en Nuwe Testament dan by mekaar in die figuur van Jesus Christus, wat wys dat God al die eeue hierdie geboorte van Christus beplan het, hierdie taak wat hy op hom geneem het en waarvan ons nou hier in Markus ook lees, amper te vinnig om in te neem. Markus skryf baie kort oor dinge waaroor die ander evangelies baie meer sê. En as Jesus met die mense praat en hy preek, dan sê hy kom om die wet te vervul. Israel sou dit nie verstaan het as hulle nie die wet geken het in die Ou Testament nie. 600 keer in die Ou Testament lees ons van God se gebooie. En Jesus kom en sluit nou daarby aan. Hy gaan van die standpunt uit dat die mense moet verstaan wat nou hier in hulle midde besig is om te gebeur. Maar nou moet ons weet, daar was verskillende maniere waarop mense die koninkryk verstaan het. Daar was die vegters wat gesê het, maar hierdie gaan 'n politieke koninkryk wees. Ja, en dit was so. In die Ou Testament het die Here vir konings so Saul en Dawid aangesê om die heidene te verdelg, want hulle was 'n versoeking vir Israel. En nou lyk dit of baie mense in die Nuwe Testament verstaan het, ja, dit gaan 'n politieke koninkryk wees. Selfs Jesus se disippels, na die opstanding en toe hy gereed maak om na die hemel te vaar, vra die disippels nog, gaan u nou die koninkryk van Israel bevestig? En dit lyk of hulle hier nog altyd 'n politieke koninkryk in gedagte het. Ons sien 'n volk wat die Here wil dien in die Ou Testament, maar 'n godsdiens wat nie uit die hart kom altyd nie. Mense wat met wettiesheid die Here wil dien. En dit is die twee maniere waarop die volk gedink het dat die koninkryk sal kom. Een is hierdie politieke koninkryk. As u Handelinge 5 lees, dan sal u sien wat gebeur het ook tussen die tyd van die profete, die laaste deel van die Ou Testament, en die nuwe deel as Christus kom, daardie 400 jaar. Die profete het uitgesien na die koms van hierdie koninkryk. Selfs toe Israel sy afgoderry laat staan het na die ballingskap, weet ons dat daar nog 'n groot verlange was. Hierdie volk is nog nie waar die Here hulle wil hê nie. Die profete sien nog uit na die nuwe dag wat sal kom. Maar toe is daar ook die heethoofde, die mense wat sê, maar nou, veral in die 400 jaar tussen die Ou en die Nuwe Testament, Handelinge 5 beskryf vir ons noem net twee name wat daar genoem word.
politieke heethoofde wat teen die Romeine in opstand gekom het, want hulle wil nou God se koninkryk met die mag, met hulle eie mag en die swaard mag, wil hulle dit soek en hulle wil die Romeine as het ware in die see jaag. In Handelinge 5 word verwys na 'n sekere Theodias en sowat 400 volgelinge, maar Theodias is doodgemaak en seker 'n hele paar van sy volgelinge. Rondom die tyd van Christus was daar weer Judas Maccabeus. Maccabeus beteken hy is die hamer wat die Romeine wil slaan. Hy het 3 seuns gehad en een van hierdie seuns het homself ook as 'n Messias aan die mense voorgedoen. Hulle is later doodgemaak en gekruisig. So hierdie politieke koninkryk, niemand kon dit regkry om die politieke koninkryk te vestig nie. En tog is daar nog altyd by Israel by baie die verwagting gewees. Christus, as hy van sy koninkryk praat, gaan dit 'n aardse koninkryk wees. Politieke magsuitbreiding, en hulle wil hê dat die Romeine op hulle rug moet lê, en hulle het bly hoop, Christus gaan dit regkry, en daarom het hy so baie volgelinge aanvanklik gehad. Verlossing moes kom deur eie pogings, dan sal God hulle bystaan. As hulle die swaard opneem, hulle kan nie verloor nie. Is dit hoe Jesus se woorde verstaan moet word as hy sê, die koninkryk het naby gekom? Ons kom weer daarby. Maar die ander mense wat die koninkryk gesoek het, was natuurlik die Fariseërs. Hulle het weer 'n ander soort koninkryk gesoek. Hulle het gesê, as die mense die wette van God onderhou, dan sal die Messias kom. As die volk eers die wet van die Here, kan 'n mens amper sê, volkome gehoorsaam, dan sal ons die koninkryk ontvang. Miskien ook selfs met politieke ondertone, maar dit gaan daaroor dat God moet beloon as ons hierdie volk die wette van God leer. En baie van die veragting wat die Fariseërs vir die volk gehad het, was omdat hulle dink, ons onderhou die wet, maar hierdie mense, hulle kom nog nie naby nie. En intussen weet ons, het die Here Jesus gesê, vir hierdie selfde Fariseërs, julle laai swaar wette op die mense, intussen verroer julle self nie 'n vinger, om die grootste van al die gebooie na te kom nie, en dit is die liefde tot die naaste, en die liefde tot God. So selfs in die godsdiens wat gesoek het na 'n koninkryk van God, was dit totaal mis die godsdiens wat die Fariseërs vir die mense geleer het. So as ons nou kyk na die Zelote, die manne wat opgestaan het teen Rome, dan sien ons, hulle kon nie die koninkryk laat kom nie. So as kyk na die Fariseërs, dan sien ons, hulle wetsonderhouding het nie naaste by die koninkryk laat kom nie. Anders sou Johannes nie gepreek het, bekeer julle nie. Maar daar was nou hierdie magtige verwagting dat die koninkryk sal kom. En hierdie hoop en hierdie verwagting is met 'n valkoog, die hemele is selfs met 'n valkoog dopgehou. Wanneer kom die Messias? U weet hoe Herodes ook die skrifgeleerdes laat kom het toe Christus gebore is. Toe vra hy, wat sê die skrif, waar gaan hierdie man gebore word? En toe sê hulle, dit gaan in Bethlehem wees. Die koninkryk wat so duidelik beloof is deur die profete, waar is dit? En daarom kan ons verstaan hoekom ons sê, sonder dit wat Christus vir sy volk kom leer en kom doen en voorkom sterf het, bly die Ou Testament 'n leebak. Maar as Christus kom, dan vul hy hierdie verwagting met 'n totaal nuwe inhoud.
Heeltemal anders as die politieke geweld wat hierdie heethoofde voorgestaan het. Heeltemal anders as hierdie wettiese godsdiens wat die fariseërs gebring het. En Jesus kom, aansluitend by hierdie groot verwagting, en hy sê die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Maar hy het nie gesien waar staan dit. Dit staan net, die vorige vers sê, Johannes is in die tronk opgeneem. Nou as iemand vandag na ons toe kom en hy wil vir ons sê, ek gaan 'n nuwe koninkryk bou, of ek is die voorloper van 'n nuwe koninkryk, en net daarna sit hy in die tronk, dan gaan 'n mens sê, maar ek is maar baie skepties oor hierdie koninkryk. Wat gaan daarvan word? Dit lyk dan of Satan al klaar die oorwinning behaal het, en ons weet Johannes het uiteindelik in die tronk gesterwe. Wat se koninkryk is dit? Wat het geword van al die verwagtinge rondom Christus se geboorte by Kersfees? En ons hoor dit in die loflied van Maria, ons hoor by Simeon. Hier gaan 'n koninkryk wees wat na die nasies toe gaan. Waar is dit nou? Johannes het die pad reguit gemaak. Almal kyk na hom en hy sê, hier kom iemand na my, en uiteindelik sit hy in die tronk. Het die politieke mag van Rome dan nou gewen? Was dit die soort koninkryk wat die zelote gesoek het en wat hulle nou nie sal kry nie? 'n koninkryk in die tronk? Hulle was dan die manne van daad wat die groot dade sou doen om Israel weer polities sterk te maak. Dit lyk regtig of Jesus hier die verloorkant gekies het. As hy met Johannes se boodskap daarbey aansluit, en as dit ware sê, dit wat Johannes begin sê het, dit gaan nou gebeur. Die koninkryk is hier, en let op dat hy dieselfde woorde as dit ware gebruik, wat Johannes gebruik het. Johannes het vir die volk gesê, en vir die fariseërs selfs, hierdie mense wat so geroem het op hulle godsdiens. Johannes het gesê, bekeer julle. En Jesus sê dieselfde. God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Jesus gaan voort met Johannes se boodskap, wat totaal anders is as 'n evangelie van geweld. Totaal anders as 'n evangelie van selfverlossing. Dis 'n boodskap wat sentreer rondom Jesus Christus. En hy kom bring en wys vir ons die aard van hierdie nuwe koninkryk. Hierdie koninkryk word nie geraak deur tronkmure nie. En juist dit teken vir ons die aard van die koninkryk. Dit word nie gestuit deur politieke mag nie. Ons weet dat een van die eerste bekeerlinge toe Christus sterf, is juis 'n verteenwoordiger van hierdie onderdrukkende volk, die Romeine, die soldaat onder die kruis. Hy bely dat Jesus die Christus is. Voor Pilatus het Jesus gesê, as hy wou, sou hy legioene engele kon oproep om hierdie koninkryk te bevestig. Maar Jesus begin dit deur vir mense te sê, die koninkryk is by julle, bekeer julle. Dit is 'n totaal ander geluid as wat die volk tot dusver gehoor het. Maar dit is baie duidelik 'n koninkryk van die hart. Dis nie 'n koninkryk van politieke oorwinning nie. Dis nie 'n koninkryk van selfverlossing en mense wat hulle self beter beskou as ander nie. En dit wil ons vir u vandag wys uit hierdie kort boek, dink ek so 16 hoofstukke waar Johannes die magtige groei van die koninkryk van God beskryf.
Sien nie waarom hierdie koninkryk vandag ook nie gestuit kan word deur politiek, deur geweld, deur wie ook al hierdie koninkryk wil keer nie. En dit wat die Ou Testamentiese profete gesien het, al was hulle nog mense van die leebak wat nog nie alles ontvang het nie. In Christus kom die lewende water in hierdie bakse en vorm dit die inhoud van wat u en ek weet. En ons weet soveel meer as wat die volk destyds nog selfs in Johannes se tyd van hierdie koninkryk verstaan het. Hierdie koninkryk kan nie gesoek en gevind word met 'n onbekeerde hart nie. Jesus sê op 'n ander plek, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ons gaan van jaar 'n jaar in waar ons met mekaar gaan praat oor rykdom en armoede, oor mense wat swaar kry, oor hoe ons land in 'n beter posisie kan laat en wat ons kan doen om vrede te bring in hierdie land. Maar ons kan nie aan hierdie dinge aandag gee as ons nie eers weet en in ons eie hart weet, ek is 'n kind van die koninkryk van God. Dit word nie deur slim planne, deur politiek of deur godsdiens wat 'n vertoon godsdiens is, gebou nie. Johannes het vir die Fariseërs, die godsdiensleiers van Israel gesê, bekeer julle. Dis waar hierdie koninkryk begin. En dan is dit asof ons nou ook kan verstaan dat Markus so vinnig vir ons wys hoe groei die koninkryk. Die een magtige daad volg mekaar op, selfs net in hierdie eerste hoofstuk van Markus. Christus genees 'n besetene, hy genees Petrus se skoonmoeder, hy maak 'n melaatse gesond, en die mense vra maar, hoe gebeur hierdie dinge? En dit terwyl die voorloper in die tronk sit, menslik gesproke, dit lyk of alles verlore is, maar Christus is koning van die kerk, en dit het hy met sy koms bewys. Dit het hy vir die mense gesê, nie dit wat julle verwag of wat julle dink hierdie koninkryk moet wees nie, maar dit wat God wil. Sy koninkryk begin by 'n hart wat hom tot God bekeer. En dan is ek en jy onkeerbaar, want die Heilige Gees leef in ons, en die Heilige Gees spreek deur ons, en dit sal harte aanraak. Dit sal nie mense dwing om te glo nie, want God sal hulle verander. Kom ons dank die Here dat ons ook deel kan wees van hierdie koninkryk wat Christus kom vestig het, en so die verlangende stemme van die Ou Testament waar gemaak het. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons dank U dat U nie deur mag en geweld nie, maar deur stille oortuiging wat in elkeen se hart plaasvind, ook vir ons medewerkers in U koninkryk wil maak. Gee dat die oortuiging in ons hart sal begin, maar dat dit ook deur die Heilige Gees gebruik sal word, daar waar ons vir U getuig, sodat harde harte ook van ander, ja, selfs van ons vyande, kan verander word, en mense die groei van die koninkryk sal sien, soos die klein mosterdsaadjie wat dit was, wat tot 'n geweldige groot boom gegroei het. Ons dank U dat ons in hierdie wete ook hierdie jaar kan binnegaan.
Amen.